Ons is op hierdie Sondag, in die laaste Sondag van die Lydensweek, voordat Jesus gekruisig is, Vrydag. En hy dink oor die toekoms. Kom ons dink saam oor die toekoms van die kerk. Here, dankie dat alsou vir die wêreld, die lyding, die dood, die einde wees, 'n oorwinning vir die Satan, weet ons dat dit die begin was. Ons dankie daarvoor. Ons wil vandag mooi na U luister. Amen. Ons lees vandag Lukas, hoofstuk 19. Jesus het net met mense gepraat oor sy koninkryk, dit wat voorlê vir hulle, die gedeelte oor die mense wat die talente gekry het en wat hulle daarmee gemaak het. En dan sien ons die volgende. Nadat Jesus hierdie dinge gesê het, het hy voor hulle uitgeloop op pad na Jerusalem toe. Toe hy naby Betfage en Betanië kom teen die Olyfberg, stuur hy 2 van sy disippels vooruit met die opdrag. Gaan na die dorpie toe, daar reg voor julle. Net soos julle inkom, sal julle daar 'n jong donkie kry wat vasgemaak staan. Geen mens het nog ooit op hom gery nie. Maak hom los en bring hom hier. En as iemand vir julle vra, waarom maak julle hom los, moet julle antwoord, die Here het hom nodig. Die 2 wat gestuur is, gaan toe en kry alles net soos hy vir hulle gesê het. Terwyl hulle die donkie losmaak, vra sy eienaars vir hulle, waarom maak julle die donkie los? Hulle antwoord, die Here het hom nodig. Toe bring hulle die donkie na Jesus toe. Daarna gooi hulle klere op sy rug en help Jesus opklim. Toe hy aanry, het hulle van hulle klere op die pad oopgegooi. Toe hy naby die stad kom, teen die afdraand van die Olyfberg, het die hele skare juigende volgelinge God uit volle bors begin prys, oor al die wonderwerke wat hulle gesien het. Hulle het gesing, loof die koning, hy wat in die naam van die Here kom, vrede in die hemel, en eer aan God in die hoogste hemel. 'n Paar fariseërs uit die skare sê toe vir Jesus, meneer, maak stil die volgelinge. Maar hy antwoord, ek sê vir julle, as hulle stil bly, sal die klippe uitroep. Toe hy nog nader kom in die stad voor hom sien, het hy daaroor gehuil en gesê, as jy vandag tog wou insien wat vir jou vrede nodig is, maar nou is jy blind daarvoor. Daar sal daaroor jou kom dat jou vyande vestings teen jou oprig en jou omsingel en jou van alle kante beleer. Hulle sal jou met die grond gelyk maak en jou inwoners uitwis. Hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie, omdat jy die betekenis van die tyd toe God gekom het om jou te red, nie besef het nie. Tot sover. Omdat jy die betekenis van die tyd toe God gekom het om jou te red, nie besef het nie. Jesus het op die oog af radikale dinge gedoen. Hy lyk soos 'n rebel wat die bestaande orde omverwerp. Is dit regtig wat hy gedoen het? Het is interessant in hierdie gedeelte dat Jesus die stad inry op 'n donkie. Nou daarmee word 'n paar dinge gesê. In die eerste plek het hy daarmee gesê, ek is nie radikaal wat dinge omver wil werp nie. God kom 'n lang pad met my. Ek is met die toekoms besig. En hy het teruggegaan na 'n profesie wat in Sagaria was, Sagaria 9 vers 9, wat oor die Messias gesê het, Jubel Sion, juig Jerusalem, jou koning sal na jou toe kom. Hy is regverdig en hy is oorwinnaar. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die hingsvul van 'n donkie. Want sien, vir Jesus om triomfantlik te wees, was die logiese om 'n perd te gebruik. 'n Perd was die teken van oorwinning en van vitaliteit en van krag. En dan ry hy op 'n donkie. En daarmee het hy natuurlik gesê, ek volvoer 'n profesie wat lankal gemaak is, wat beteken, ek probeer nie iets nuuts doen nie. Ek wys eintlik vir julle die betekenis van dit wat ons gehad het. En dan deur met 'n donkie te ry teenoor 'n perd. 'n Donkie was 'n nederige dier gewees. Dit het vrede gesimboliseer. Die mag het dus nie in die donkie gelê nie, maar in die een wat op die donkie was. Jesus het eintlik waarde aan die donkie gegee. En as hy die stad inkom, herken die mense hom vir wie hy is. En het hulle palmtakke voor hom gegooi, hulle klere voor hom gegooi.
En daarmee het hulle gesê, ook met die lied wat hulle gesing het, dat hy die koning is. Hy is die toekoms. Maar terwyl Jesus dit doen, was daar ander mense gewees wat vir hom gesê het, luister, jy maak nou droog. Jy verstaan nie waaroor godsdiens gaan nie. En hulle sê vir hom, maak jou volgelinge stil. Julle is met iets verskriklik verkeerds besig. Want vir hulle, die veiligheid van die toekoms gelê in die teruggaan na die verlede. En dit wat hulle geken het uit die verlede. En daardie dinge het bestaan uit die tempel, die stad Jerusalem, God se stad, en dat hulle God daar moet aanbid en die regte dinge moet doen. En natuurlik moet 'n mens teruggaan na die beste in jou verlede. Maar die gevaar daarin is dat as ek dit verkeerd verstaan, word die verlede 'n stuk verstarring. En word die verlede iets wat geweldig op myself gefokus is, die bewys dat God met my 'n pad geloop het en dat ek veilig is. Maar het gaan nie oor my nie, het gaan oor God en sy plan vir die toekoms. So ons siening van die verlede is geweldig belangrik. Wat hy uit die verlede behou is die beginsels van die verlede. Die beginsels dat God met die volk was, dat God 'n God van vrede is, dat God oor die hele aarde regeer. En daardie beginsels lyk in 'n nuwe era anders. Dit lyk radikaal, maar dis nie radikaal nie, dis nie die doodgewone konsekwensie van beginsels waar tyd 'n rol gespeel het. En dis hierdie twee. Die beginsels bly dieselfde, maar soos die tyd aanstap, lyk die beginsels in die praktyk anders. As ek dit met 'n beeld kan illustreer, as ek byvoorbeeld die beginsel het, ek wil so vinnig, veilig moontlik uit Vryburg in Mafeking kom. En die jaar is 1860, is my vinnigste, veiligste opsie met perd Poon. En ek ry met hom soontoe en ek kom daar aan. Ek vra dieselfde vraag, dieselfde beginsel in 1889. En toe is die vinnigste, veiligste manier 'n nuwe ding wat hulle ontdek het, naamlik die spoorlyn tussen Vryburg en Mafeking. En ek ry met die trein soontoe. Ek is nie kwaad vir Poon nie. Poon was nie 'n fout gewees om te ry nie. Vir sy era was dit die beste ding gewees, maar die tyd het aangeskuif. Om die beginsel te dien, moet die praktyk verander. Ek vra dieselfde vraag in die jaar 2024, 2025. En my vinnigste, veiligste manier om van Vryburg na Mafeking te kom, is my motor, nou ja, wat my motor ook al is. Sy bande is goed, hy is voorsien, en ek ry met hom soontoe. Hierdie selfde vraag mag ons moontlik in die jaar 3030 vra. So vinnig, veilig moontlik van Vryburg na Mafeking, en dan klim ek in 'n kas, en ek word oorgebeam na Mafeking toe. Dit vat 'n paar millisekondes. Dis 'n beproefde manier en dit werk elke keer. Nie een van die voriges was verkeerd nie. Dit was die beste wat ek vir my tyd kon doen. En dis wat hier gebeur. Jesus wil die beginsels wys waar volgens God werk. Dat God werk met vrede en God het die hele wêreld in sy fokus en dinge het verander. Die tyd het verander. En dis wat in hierdie tyd gebeur. Hierdie is 'n tyd waarin die kerk diep moet besin oor watter dinge moet dieselfde bly en watter dinge moet verander. En dis waar ons die fout maak. Ons dink ons veiligheid lê in die gebruike van die ou tyd. Ons veiligheid lê in die God van die ou tyd, sy beginsels. En sy beginsels lyk anders. Die huidige kerk lyk anders. Daar is sekere dinge wat verander. En dit is 'n teken van die groei van die kerk. En daarom sê Jesus, as hy aan die einde van hierdie gedeelte in die stad inkom, as hy huil en sê, weet julle waarom gaan Jerusalem ten gronde? Want julle het nie bygehou met God se beweging saam met die geskiedenis nie. En ek sê vir julle, met julle manier van dink, gaan julle alles verloor, gaan nie een klip op die ander gelaat word nie. Want julle die betekenis van die tyd toe God gekom het om julle te red, nie besef het nie. Waarin lê die krag van die kerk vir die toekoms? Waarin lê die kerk van die toekoms? Bloot teruggaan en doen wat ons gewoond was om te doen 100 jaar terug, baie keer volksvreemde goed, vir hulle tyd was dit goed geweest, dit het sin gemaak,
Maar in ons tyd vra mense, hoekom doen julle dit? En dit sou wees soos ek beleef het, en daar skielik vir my lig opgegaan het 'n klompie jare terug, so 2 jaar terug, in 'n sinodesitting in die oostelike sinode, Mpumalanga se sinode, waar Dirkie van der Spuy die moderator was en hulle 'n geweldig goeie verslag oor evangelisasie gehad het, wat baie relevant is, en 'n goeie inspirerende verslag. En op 'n stadium deel hulle papiere uit, daar so 'n stukkie wat ons wag, en Dirkie wat 'n fanatieke evangelis is, wat graag mense na die Here lei. En hy sê, terwyl die papiere uitdeel, sê gou vir my, wie van julle het hierdie week iemand na die Here gelei? Doodse stilte. Nou ja, by die sinode is daar 300 mense, 150 predikante, 150 kerkraadslede. Dis die room van Mpumalanga is daar saam, en hy vra hierdie vraag. En daar, jy kan 'n speld oorval, en niks gebeur nie. En ek besef wel, jy moet net billik wees, ons het sinodesitting 'n groot deel van die week gehad, en hy, asof hy het ook besef, hy sê, wie het hierdie afgelope maand iemand na die Here gelei? Doodse stilte. Nie 'n geluid nie. Hy sê, wie het die afgelope 6 maande iemand na die Here gelei? En daar agter in die een hoek sien jy hand gaan so huiwerig op. Daar aan die een kant van die saal gaan 'n hand huiwerig op. En ek besef, ons kyk na die toekoms van die kerk. Want as jy daar dieselfde mense sou vra, wie van julle ken iemand wat gesterf het hierdie afgelope 6 maande, sou die hande opgeskiet het. En doen doodgewoon die wiskunde. Dit wat inkom, is minder as dit wat uitgaan. En met 'n skok besef ek, ons is nie 'n kerk nie, ons is nie die Here se liggaam waardeur hy lewend werk nie. Ons is met sterwensbegeleiding besig, nie met groei nie. En sterwensbegeleiding is belangrik, maar dit lyk anders. Want in sterwensbegeleiding fokus ek op die verlede, die mooi dinge wat gebeur het, die goed waaroor ons dankbaar is. Maar 'n kerk fokus op die toekoms, dinge wat anders gaan lyk, hoe ons relevant gaan wees, hoe ons 'n verskil gaan maak. Ons verloor niks van ons diep waardes nie. Dit bly dieselfde, die beginsels dat ons God dien en hom aanbid en sing. En met mense praat. Maar dit lyk anders in hierdie tyd. En die hartseer is dat ons dalk nie daarvoor voorberei is nie. En dat Jesus vir ons wil sê, ek wil net vir julle sê, ek huil oor wat ek sien. En elkeen van ons moet hierdie vraag antwoord. In hoe mate is ek deel van God se plan vir die toekoms? En dis waarvoor die kerk ons uitdaag. En dis waarvoor ons uitgedaag word in hierdie Paastyd. Jesus se sterwe was nie die einde nie. Dit was die begin. Kom ons verbind ons om waar dit nodig is dinge te verander, sodat ons die beginsels wat van altyd af geld tot sy reg kan laat kom. Here, ons is onseker, ons is benoud, maar ons is opgewonde. Want ons gaan hierdie nuwe tyd waarin dinge moet verander saam met U in. En ons wil U beginsels dien. Ons wil aan U die eer gee. Ons wil ons voorberei, ons palmtakke voor U voete gooi en sê, Here, kom triomfantlik in ons wêreld en in ons lewe in hierdie tyd. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.